almal, baie welkom hier so by One and Only You Edutainment with Ella. Vandag wys ek vir julle nog 5 kinderboekies in geen spesifieke volgorde. So die eerste boek wat ek graag vir julle wil wys, hierdie boeke is almal baie goeie waarde vir geld. My mooiste sprokies, Madeleine Mansoet en François Reyer, uitgegee deur Fantasie. So ek lees graag vir julle die agterblad. Nou, hierdie stories in hierdie boek is almal lank genoeg en die prente is fantasties mooi. Dit is basies die hele bladsy is gekleurd en die prente bestaan uit die hele bladsy. Dit beslaan die hele bladsy en die geskryfde gedeelte is so tussen in die prente, maar die prentjies hier binne-in is regtig van so gehalte dat dit eintlik jou asem wegslaan en dit sal enige kind se verbeelding aangryp. So ek lees graag die agterblad. 'n bloedrooi kappie, 'n goudgeel gifappel, 3 krulsterte, 'n kat met stewels, 'n pampoen wat in 'n koets verander, 'n huis van lekkers en 7 klein bokkies. Ietsie wat ek nogal kan noem van hierdie boek, ek dink veral by die 7 bokkies, verskil wat die prentjie wys, so klein bietjie van dit wat die storie eintlik vertel. En die kinders vind dit nogals baie interessant, wanneer hulle soms daardie klein verskille kan optel tussen die prente en die actual story wat jy vir hulle lees. So ja, hierdie boek is baie entertaining, baie gewild onder die kinders geniet dit, 'n heerlike boek om te hê vir jou boekrak, en soos ek sê, pragtige, kleurvolle prente, met baie stories wat baie mooi geskryf is, en die stories is almal lank genoeg. Sprokies voor slapenstyd. Dis uitgegee deur Fantasie. Hierdie was ook uitgegee deur Fantasie. Ek lees graag vir julle die agterblad. Ken jy die verhaal van Snoekie, die snuffelkonyn, die krimpvarkie wat eers donsvarkie was, of die vreemde maar spesiale ouma heks, Amalia? Nee, maak dan dadelik sprokies voor slapenstyd met François Reyer se skitterende illustrasies oop en geniet die mooiste sprokies. Maak kennis met besondere mense en skattige diertjies. En laat jou meevoer op 'n wonderlike reis oor berge en selfs hoog in die lug. En al wat jy vir jou reis nodig het, is 'n knus bietjie. En natuurlik hierdie pragtige boek. Soos julle kan aflei van die agterblad, hier is heel wat stories hierin. Weereens, die stories is almal 'n goeie lengte. Die prente is kleurvol en die hele bladsy vol. 'n Wonderlike boek om te kan hê, en enige kind wat enige van hierdie boeke kan besit, kan hulle self baie bevoorreg ag. Dan hierdie boekie het ons ook verskriklik baie gelees. Eendag op 'n reendag, volksverhale, legendes en ware stories. Oorvertel deur Wendy Martens, illustrasies deur Natalie en Tamsin Hendriksen. So hierdie is ook pragtige volkleur prente. Die stories is almal van 'n goeie lengte, goeie gehalte, en ek lees graag vir julle die agterblad. Suid-Afrikaanse kinders geniet al geslagte lank stories oor jakkals en wolf, Auntie Somers, Jock van die Bosveld en Racheltjie de Beer. Van die gewildste volksverhale, legendes en ware stories word in hierdie prachtboek vir 'n nuwe geslag kinders oorvertel. En die paar stories wat hulle hier genoem het, is definitief nie al nie.
Hier is 'n hele klomp stories in hierdie boek. Hierdie boek, sal ek sê, is ook baie goeie waarde vir geld. Jy kan nie fout gaan om hierdie boek aan te skaf nie. In terme van die gehalte van die stories, genoeg stories en genoeg prente. So, op die einde van die dag, al hierdie bundels wat jy koop, bly baie goeie waarde vir geld. Nie dat dit ooit 'n slegte ding is om 'n hoe kan ek dit noem, 'n enkel boekie te koop, waar die hele boekie een storie is nie, maar ek het net agtergekom, dit werk baie duurder uit om stories een vir een te koop, waar as jy enige van hierdie bundels aanskaf, dan gewoonlik kos dit amper wat 2 boekies kos of 'n klein bietjie meer, maar as jy kyk na hoeveel stories jy kry binne in so 'n bundel, maak dit regtig 'n goeie koopie. Hierdie boekie is baie lagwekkend, baie interessant, Ongevalle in die Dierehospitaal, Fabrice Lelage en François Reyer het dit geïllustreer. So ek lees graag vir julle die agterblad. Hierdie stories is ook, dis genoeg stories, die stories is lank genoeg en weer eens pragtige, kleurvolle, groot prente in hierdie boek, vir elke storie. Ongevalle in die Dierehospitaal. As jy jou wil slap lag, moet jy 'n slag by die Dierehospitaal gaan inloer. Die verpleeghasies, die Henne-susters en dokter Slurp, sal jou lagspiere kielie en jou blitsvinnig lagfiks en gesond kry. Die koddige tekeninge van François Reyer maak die komiese verhale van Fabrice Lelage nog vermaakliker. Dis die ideale medisyne teen alle kwinte en kwale. Ja, as ek dink nou sommer aan 'n baie goeie idee miskien, as jy weet van 'n kindjie wat dalk in die hospitaal is of siek is, wat 'n ideale geskenk sal dit nie wees vir enige so kindjie nie. Maar ja, weer eens baie goeie waarde vir geld. En dan my 5de boek wat ek vandag vir julle wys, in geen spesifieke volgorde nie, is die mooiste diere stories deur Wendy Martins en dit is geïllustreer deur Natalie en Tamsin Hendrickson. Ek kyk nou sommer gou hierso. So hierdie boeke is deur dieselfde skrywer geskryf, die stories, Wendy Martin, en dit is deur dieselfde persone geïllustreer, Natalie en Tamsin Hendrickson. So, net soos wat hierdie baie goeie waarde vir geld was, kan julle aflei dat die gehalte en kwaliteit van hierdie boek net so goed is. Net soos al die ander bundels, kan ek werklik sê, hier's oorgenoeg stories in, die stories is lank genoeg en die prente is kleurvol en pragtig, dit is soos kunswerkies. So ek lees graag vir julle die agterblad. Al jou gunsteling diere stories in 'n pragtige, volkleurboek. Klassieke stories soos Haas en skilpad hardloop resies, die gaans wat goue eiers gelê het, plaasmuis en stadsmuis, olifant en seekoei trek tou, jakkals, kraai en die stuk kaas. En dit is natuurlik nie al die stories nie. Daar is nog heel wat meer stories in hierdie bundel. En net voor ek afsluit, dit is ook interessant om te sien in hoeveel van hierdie bundels jakkals en wolf stories ook deurkom. Dit wys maar net weer eens vir ons hoe gewild die jakkals en wolf stories is onder die kinders. Ek wil net vir julle sê baie dankie dat julle saam gekyk het. Ek waardeer dit en onthou altyd, jy is die enigste jy en daar's 'n sekere bydrae wat net jy kan maak tot hierdie lewe. Gaan maak 'n verskil. Baie dankie dat julle saam gekyk het. Tot ek julle weer sien. Bye!